Goeiemôre. Baie welkom volgende by die erediens. Draai so 'n bietjie na mekaar toe, kyk maar wie in die kerk saam met jou is. Die reën en dis nog nie vakansie nie, maar dit lyk al so, asof 'n klomp mense so 'n bietjie die naweek afgevat het, Menseregte Dag. Maar baie welkom aan elkeen van julle wat op hierdie verkokende Sondagoggend hier in die kerk saam is om die Here te kom aanbid. 'n Hartseer lydenslied wat pas by die lydenstyd waarin ons ook nou in die kerk is. Van as Woensdag, die 5de Maart, tot die 13de April, Palmsondag, is ons in die tyd van lydenstyd. En dis 'n tyd waarin ons nadink oor waarheen ons op pad is met die dood van Jesus op Goeie Vrydag en dan die opstanding op Paasondag. Ek lees wat op die skerm staan, lydenstyd is 'n seisoen van stadiger beweeg, dieper asemhaal, 'n tyd van nadenke en refleksie, 'n tyd om fyner te luister, om te kyk, om met ons sintuie ook waar te neem rondom ons. Tradisionele rituele tydens die lydenstyd is gebed, vas en ook die uitdeel van offerandes aan mense wat swaar kry hier tussen ons. In die kerk is daar ook 'n ou tradisie in lydenstyd van woestyn en berge, ruwe landskappe wat plekke van ontmoetings word met die Here. Stilte word die plek waar jy jouself weer ontmoet. Dalk is dit waarvoor ons bang is, vir stilte en om onsself te ontmoet, om weer te besef wat hier binne in my gemoed en in my gedagtes aan die woel is. Maar miskien moet ons so nou en dan kies vir die stilte. Lydenstyd is 'n tyd van stil word, van refleksie, van nadink. En die teks wat ons vanoggend gaan lees, wil ook vir ons sê, moenie net leef nie, moenie net onnadenkend leef nie, dink oor waarmee jy besig is, oor wat jy doen. Leer uit die mense wat voor jou die pad gestap het, se lewens. Ons fotum vanoggend is Jesaja 55 en ek lees vir ons die verse wat daar op die skerm is. Kom almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, dit maak nie saak nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af vir wat nie brood is nie? En bestee julle moeitevolle arbeid aan dit wat nie versadig nie? As julle aandagtig na my luister, sê die Here, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister, sodat julle kan leef. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, sê die Here, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here, terwyl hy hom laat vind, roep hom aan, terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien en die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees, en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, sê die Here, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie. Dis die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, en my planne as julle planne.
ons genade. As ons so afhanklik voor die Here kom, dan sê 2 Korintiërs 5, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God, vrygespreek mag wees. Kom ons dankie Here dan en sê u goedheid Heer, kan ons nie bou nie. Ons gaan staan vir hierheen, ons het nou bely, ons het geluister na die vryspraak van die Here, kom ons ontvang dit met lof, met blydskap, die 200, ons sing die 3 verse daarvan. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Ons gaan vanoggend saam lees uit 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13. En dis 'n gedeelte wat praat oor 'n voorbeeld wat ons in die verlede het in die geskiedenis, wat ook vir ons 'n waarskuwing is, aanvanklik vir die gemeente in Korinte, maar vir ons wat dit vanoggend lees dan ook, 'n voorbeeld en 'n waarskuwing. Hoe gereeld gebeur dit met jou? Ai. As ek kan dink hoeveel keer ek 'n sleutel moet soek of iets neergesit het. Ek het gister iets gesoek wat ek oral was waar ek was
En nou as julle sê mens moet net in 'n kleiner plek bly, dan kry jy makliker jou goed, maar ek het so baie neersetplekke en dis buite by die bakkie en dis binne by die in die garage en onder in 'n keller in badkamers. Ek was oral, ek het dit nou nog nie gekry nie. So ek moes maar 'n ander plan maak. Maar mense raak so gefrustreerd as jy foute maak, as jy droog maak. En dis nog goed en wel as jy net jouself verontrief, maar dit is baie sleg as jy iemand anders ook verontrief. As dit wat jy fout maak, as dit iemand anders te nakom. Ek het nou met die Fontein marktafels, toe kry ek nie iemand daai aand wat ek dit aflaai nie, en ek maak die tou los en daar kant hulle hele hoop tafels, en die onderste een is flenters. Kan jy so stupid wees, om nou alleen te probeer dit alles doen? En ek voel nou nog sleg, ek het dit reggemaak, maar dit is nie soos dit was nie. Nou sê hulle, learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. Nou, dit klink asof mens, asof daar 'n klomp foute is wat moet gemaak word, so gelukkig help ons mekaar om hulle almal te maak. Maar die gedagte is mos nou heel vanselfsprekend, dat hoekom sal ek nou self foute maak as ek by ander mense kan leer, en so leer ons by mekaar. Is net jammer as jy die een is wat vir die ander die lesse leer. Hierdie ou het gedink hy's nou baie slim met sy baas toe hy vir haar dit sê, nee. As ons leer uit ons foute, moet ek dan nie soveel as moontlik maak nie. Dan kan ek mos baie slim raak as ek heeltyd foute maak. Maar die lewe werk nou nie so nie, en ons is nou regtig nie geduldig met iemand wat so uitkyk op die lewe het nie. Ek kom op hierdie pragtige artikel af in die lig, wat gaan oor hoe ons as ouers reageer teenoor ons kinders se foute. Wat sê foute is okay, my kind. Jy moet dit net nie met my kar maak, of met die swembad, of laat ek nou nie die skade kan herstel nie. Foute is okay, my kind. Daar is 'n paar aanhalings uit daai artikel uit. 'n Mens leer uit jou foute, en so ontdek jy wysheid wat jou voortaan goed te pas gaan kom. 'n Tweede aanhaling, wanneer jou kind foute maak, leer hulle wat dit beteken om verantwoordelikheid te aanvaar, en hoe om teleurstellings te verwerk. 'n Mens is nie perfek nie, pa en ma ook nie, 'n mens maak foute, maar jy moet net leer uit hulle, en die verantwoordelikheid aanvaar vir hulle. Wanneer ons kinders toelaat om foute te maak, ontwikkel hulle deursettingsvermoë. Hulle gooi nie sommer 'n handdoek in by die eerste foutjie wat hulle maak nie, maar hulle besef jy maak jou foute reg. Ek sien nou iemand in die kerk wat my al vertel het van hoe hy 'n fout moes regmaak, 'n boot wat hy ingetrek het in 'n hanger, en wat die boonste torings almal afgery is toe hy dit doen in die weermag, en hoe hy hele naweek pas verbeur het omdat hy daai fout probeer regmaak het. Ek was verwonderd oor sy skerpheid, hoe hy dit reg gekry het om hy fout reg te stel. Maar mens byt vas, dwars deur daai hele naweek het hy gewerk. Hou jou kinders ook verantwoordelik vir die gevolge van hulle foute, want dis uiteindelik hoe dit in ons lewe werk. 'n Mens moet jou foute probeer regmaak. Dit help nie pa en ma maak al die foute wat jy maak gou-gou reg laat ons kind tog net perfek moet wees nie. 'n Mens moet maar leer jy maak foute. Jy is nie perfek nie. Die laaste aanhaling, hou jou kinders tog ook verantwoordelik vir die gevolge van hulle foute, want dis uiteindelik hoe dit in die lewe werk. En onthou, gevolge is iets anders as verwyte of straf. So daar staan nie straf jou kinders omdat hulle foute maak of verwyte hulle oor die foute nie. Hou hulle net verantwoordelik vir die gevolge. Hoe gaan ons dit uitsorteer? Hoe gaan ons dit regmaak? Slim mense sê suksesvolle ouerskap kan gemeet word aan ouers se reaksie wanneer hulle kinders foute maak. Nou hulle help my nie om te sê wat moet my reaksie wees nie, maar ek besef hierdie is 'n toets nie net vir die kind nie, maar ook vir my as 'n ouer, as 'n ma of 'n pa. Hoe reageer ek as my kinders foute maak? Dis die een gedagte wat ek graag net voordat ons in die teks ingaan by jou wil laat. Hierdie hele ding van 'n mens is nie perfek nie. 'n Mens maak foute. En ons kan leer uit die foute wat ons maak, ons kan leer uit ander se foute uit, en hopelik leer mense ook uit my foute uit. Al is dit vir my baie sleg as 'n mens 'n fout maak, en soos ek sê, veral as jy ander mense benadeel daardeur. Spreuke 12 vers 1 sê, wie die lesse van die lewe ernstig opneem, is slim. Wie uit sy foute leer, leer die kuns van die lewe ken. Wie na geen raad luister nie, is dwaas, is dom. Spreuke 12 vers 2, die Here hou baie van mense wat graag wil leer,
van mense wat die regte ding op die regte oomblik doen en sê. Maar hulle wat heeltyd slegte dinge dink, die Here gaan by hulle verby. Hy spandeer nie te veel tyd aan hulle nie. Die tweede gedagte is, die eerste is, ek maak foute, ek moet leer uit my foute, ek kan leer uit ander se foute uit, ons is nie een perfekkie. Die tweede gedagte is hierdie een van, ek weet nie wie van julle was die oudste kind in die huis gewees nie. Hulle sê, 'n dogter hoef nie die oudste te wees nie, maar sy voel nog verantwoordelik. As alles sy die tweede of die derde, die oudste seuns voel nie altyd so verantwoordelik vir die ander kinders nie, maar dogter blykbaar wel, ook vir pa en ma. Wie van julle is die oudste in die huis? Hoeveel oudstes het ons hier? Ja, oom Japie, ek moes dit geweet het, ja. Steek maar gou lekker hoog op, laat ons net gou sien. Oudstes in die huis. Ja. Nee, laat ek net kan seker maak, ek lees julle reg. Ja, ag, ja. Pieter, jy kon ek al gesien het vir 'n myl ver, ja. Yes. En die vraag is, en dit is hoe oudstes baie keer voel, dat ek word verantwoordelik gehou vir die ander kinders, omdat ek die oudste is. Net omdat ek 'n bietjie meer ervaring het, 'n bietjie meer geleer het, maar ek is ook maar net 'n kind. Is ek my broer se wagter? Nee, julle weet waar kom hierdie uitdrukking vandaan? In Genesis 4 vers 9 het die oudste vir die jongste kwaad geraak. En toe maak hy sy broer dood. En dan vra die Here van, waar is jou broer Kain? En dan sê hy vir die Here, ek weet nie. Dis ek aan my broer se wagter, is ek my broer se oppasser. En ons weet, dit klink nie reg nie. Want op 'n manier besef ons, dit is maar hoe die lewe is. Dat as 'n mens ouer is as iemand anders, en daar is 'n situasie wat hanteer moet word, dan is jy maar die een wat verantwoordelikheid moet aanvaar, en wat die verantwoordelikheid moet neem. Ek was een van die jongstes in my matriekklas gewees, en het vir my gevoel, die ouer seuns, matriekseuns, hulle vat net nie verantwoordelikheid nie. Want as hy iewers verantwoordelikheid geneem moet word, dan is hulle net missing. En dan staan jy nou maar daar, en dan op die ou en dan vat jy verantwoordelikheid. So dis nie altyd so dat die oudstes dit doen nie, maar op 'n manier aanvaar ons dit, dat ouer broers of susters gewoonlik die verantwoordelikheid vat. Maar die persoonlikhede speel mos nou ook 'n rol. In Galasiërs 5 vers 13 sê Paulus, julle is tot vryheid geroep. Daar is 'n wonderlike vryheid in Christendom, om te weet dat jou sonde vergewe is, dat die Here Jesus aan die kruis gesterf het, dat jy 'n nuwe mens is, dat jy kan uitgaan in die lewe en jy kan gaan leef. Jy is nie onder 'n klomp wette en verpligtinge en jy moet jou eie heil uitwerk, jy dra swaar aan hierdie las van Christendom nie. Jy's vry. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Neem verantwoordelikheid vir mekaar, gee om vir mekaar, wees lief vir mekaar. Moenie soos Kain sê, ek weet nie waar hy is nie en is ek nou sy oppasser. Gee om vir mekaar. 1 Korintiërs sê Paulus, en dit is nou net na die gedeelte wat ons gaan lees, daar is mense wat sê, alles is geoorloof. En hy praat nou van kerkmense, mense wat deel is van die gemeente. Ja, dit is so, alles is geoorloof, maar sê Paulus, alles is nie heilsaam nie. Alles is geoorloof, sê hulle, ja, maar alles is nie opbouend nie. 'n Mens moenie sy eie voordeel soek nie, maar die van die ander. En dis 'n geweldige swaar ding vir ons om in die lewe te aanvaar. Ek het probeer daar uitdop so lank as wat ek kon. Dis my 'n vreeslike ding as mense my verantwoordelik wil maak vir ander mense. En dan later dan begin jy aanvaar dis soos die lewe is. Hoeveel mense het nie vir my verantwoordelikheid aanvaar in my lewe nie? En dis my beurt. Ek is nie een wat verantwoordelikheid moet aanvaar en dit gebeur van kleins af. Maar ons is geneig om soos die wêreld om ons te sê, nee. Ek wil my lewe geniet. En ek gaan dit nie kan geniet as ek verantwoordelikheid vat vir mense om my. Voordat ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 10 uit, kom ons buig die hoofde saam en ek vra hou die twee gedagtes by julle. Die een van foute maak, maar die ander een ook van verantwoordelikheid neem om 'n broer se wagter te wees, 'n suster se oppasser. Kom ons buig die hoofde saam. Hemelse Vader, dit is 'n fantastiese ervaring hierdie afgelope 2 dae, ook vanoggend, om na die drukkende, warm, bedompige weer te ervaar. Uiteindelik bring die donderweer wat ons oor weke al sien, bring dit die reën.
En Here, hoe verander die wêreld om ons nie binne 'n oogwink nie? Die aarde en alles wat smag na hierdie water. En hoe dit die aarde verander, die lug rondom ons wat ons inasem, hoe dit alles afkoel. Hoe die drukkende lug, die windjie deur ons waai en daar's 'n koeligheid in die lug. Here, dit raak ook ons emosies, ons gemoedere. Daar kom weer 'n nuwe lewenskrag in ons, 'n energie, 'n opgewondenheid. Ons voel verkoop. Dankie dat U deur die Gees en deur die woord ook dit aan ons doen. Dat ons uitgenooi word om te kom drink, om te ontvang, verniet. Waarom sal ons silwer spandeer aan iets wat nie vir ons help nie, wat ons nie versadig nie, wat ons nie verkoop nie? En Here, as ons dink aan hoeveel inspanning in hierdie wêreld ingaan, in dinge wat waarskynlik vir mens gaan bevredig, vir jou plesier gaan gee, genot, vreugde, sinvolle, betekenisvolle lewe. En dan stel dit jou teleur, as jy dit het. Dankie dat ons kan weet dat U is 'n onuitputlike bron van versorging, van genade, van getrouheid, van liefde, van ontferming. En Here, dat ons hier voorreg het om saam met mekaar dit vanoggend te beleef. Om hier te wag op U en te weet dat deur die woord en die Gees praat U met ons, raak U ons lewens aan. Gee U vir ons nuwe moed om te gaan lewe, hoop. Hou U ook vir ons 'n spieël op, dat ons onsself kan sien vir wie ons is. Maar Here, ook dit help ons, dat ons opnuut besef, nou kan ek ontspan, want U weet, U ken my deur en deur. U deurgrond my, U ondersoek my hart, U sien, ek's op 'n verkeerde pad. En dit help my dat U dit sien, dat U my help. Here, mag ons dan ontvang wat U vir ons gee, mag ons dit indrink en ineet. Mag ons ook hier opnuut kom herinner word, dat ons aan mekaar gegee word, om mekaar lief te hê, mekaar te versorg, om vir mekaar om te gee. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Ons wag op U, Here. Amen. Voordat ons gaan lees die 13 verse, wil ek net iets sê oor waar kom hierdie gedeelte vandaan. Dit staan in daai 1 Korintiërs, maar dit moet eintlik 2 Korintiërs wees, en 2 Korintiërs moet 3 Korintiërs wees, want ons het nie die eerste brief wat Paulus geskryf het vir die gemeente in Korinte nie, maar ons lees daarvan, as ons in die brief, aan die eerste brief van die Korintiërs lees, dan lees ons dat Paulus praat oor 'n brief wat hy vir hulle gestuur het, en hy praat ook van 'n brief wat hulle vir hom gestuur het, hoofstuk 5 en hoofstuk 7, sien ons dit. So hier is 'n voortdurende kommunikasie tussen Paulus en hierdie gemeente in Korinte. 'n Groot hawestad, eintlik 2 dele van die stad, een wat in een see lê en die een aan die ander kant van die see. Hulle het op 'n stadium met hulle bote met rollers tussen die 2 hawens oor die uitloper van Griekeland gevat. Maar hierdie stad, omdat hy 'n hawestad is en soveel uiteenlopende bevolkings en mense deur daai stad beweeg, is dit ook 'n stad met baie invloede van oor die wêreld heen. Daar's tempels in hierdie stad, dis 'n kosmopolitaanse stad. Daar's baie tempelprostitusie, so hulle praat van as jy 'n meisie van Korinte is dit nie 'n kompliment nie. Daar was op 'n stadium by Aphrodite se tempel meer as 1000 prostituie wat daar gewerk het. So dis 'n stad waar dit moeilik is vir 'n mens om 'n Christen te wees, om te hou op die stryd en die nêre. Maar hierdie gemeente het Paulus hulle gevestig. Die gemeente hy het vir hulle 'n brief geskryf, hulle het vir hom 'n brief teruggeskryf, hulle vertel hoe dit daar gaan, hulle het vra wat hulle vra. Mense van Chloe het ook by hom besoek afgelê by Paulus wat van Korinte af gekom het en vir hom vertel hoe dit in die gemeente gaan. En waarskynlik het hy ook vir Timoteus na hierdie brief na Korinte toe gestuur om te gaan kyk hoe gaan dit met die mense daar. En die sou ook weer met die tweede brief van die Korinte, dan eintlik die derde een, sou Timoteus se terugvoering ook in daai brief na vore kom. Hulle vra hom baie vrae, hulle vertel hom dinge oor wat in die gemeente aan die gebeur is. En van hoofstuk 8 af tot hier waar ons nou lees, tot aan die einde van hoofstuk 10, is Paulus besig om met hulle te praat oor vleis wat in die afgodstempels aan die afgod gewy is, maar dan op die mark of selfs in die tempel aan die mense wat kom na die tempel toe. Dan kon jy teen betaling baie goedkoop, kon jy nou die vleis, kon jy nou daar eet of jy kon daar gaan koop en jy kon dit huis toe vat. En baie van die gemeente, die lidmate in die gemeente van Korinte,
het daar groot geword in die stad. Hulle was deel van hierdie heidense aanbidding. Hulle het tot geloof in Jesus Christus gekom, hierdie wonderlike ontdekking van die Here se liefde vir hulle en sy genade en sy seun, die offer wat Jesus in die kruis gebring het. En hulle het hulle hierdie verlossingsboodskap aangeneem. Maar hulle is nog deel van hierdie gemeenskap van die stad van Korinthe. Baie van hulle vriende, van hulle familie, deel nog in hierdie afgodsdiens. En in die verlede sou hulle saam met hulle familie gegaan het na die tempel toe, en daar sou hulle saam geëet het, en die vleis word al voorberei, en hulle koop die ete, en hulle eet saam. Maar nou sê hulle vir Paulus in hoofstuk 8, dat hulle voel, hulle het so baie kennis van Jesus Christus, en in hulle verhouding met die Here, dat hulle met vrymoedigheid deelneem aan hierdie etes, want hulle staan sterk. Hulle kennis van die Here is so goed gevestig, dat hulle sonder, dat dit enigstens hulle beïnvloed, kan hulle by hierdie etes aansit en kan hulle deel daaraan. En Paulus skryf nou vir hulle en hy sê, dit is absoluut so, dat julle hierdie vryheid in Christus het, dat hierdie ontdekking wat julle gemaak het, dat die Vader van Jesus Christus, die drie enige God, is God, nie Apofroditus of enige van die ander gode wat in die stad aanbid word nie. Maar, julle is nie die enigstes in die gemeente. Daar is ook ander lidmate van die gemeente, wat nie so uitgesorteer is soos julle nie, wat nie vol is van hierdie kennis, wat julle het van die Here Jesus Christus en van God en die Vader nie, en wat die Heilige Gees se werking in julle lewe so sterk ervaar nie. En vir Paulus is die vraag, wat van hulle? Wat van hulle, as julle aangaan om deel te hê aan hierdie afgodsgebruike, wat deel is van die stad van Korinthe? Nou skryf hy vir hulle in hoofstuk 10, vers 1 tot 13 die volgende. Broers, ek wil nie hê, julle moet hieroor onkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk, en het almal deur die see gegaan, en in verbondenheid met Moses, is almal van hulle in die wolk, en in die see gedoop. En almal het dieselfde geestelike kos geëet, en almal het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het, en die rots was Christus. Nou ek weet as ek dit gelees het, dan voel 'n mens nou, waar is ons nou? Paulus praat met mense in Korinthe, hulle is Grieke, hy praat met hulle oor hulle voorouers, hy praat oor ons voorouers, hy sluit homself daarbey in. Van wie praat hy? Praat hy van hulle oupas en hulle oumas, hulle oupa grootjies? Wie het hy in gedagte as hy hier praat? Want hy praat van 'n wolk, hy praat van mense wat deur die see gaan, in verbondenheid met Moses, noem hy. En dan besef 'n mens, maar dis mos nou nie die gemeente in Korinthe se voorouers oor wie hy praat nie. Hy praat oor Israel, die Israeliete in die woestyn, wat uit Egipte uitgetrek het. En voor hulle het 'n wolkkolom in die dag gegaan en 'n vuurkolom in die nag. Wat hy besig is om vir hierdie gemeente in Korinthe te sê is, julle is besig om met my te praat oor hierdie vraagstuk in die gemeente, oor offervleis, oor afgode. Ek wil julle terugvat na 'n voorbeeld lang gelede, van mense wat ons voorouers in die geloof is, wat uit Egipte uit in die woestyn ingelei is deur die Here. En die Here het voor hulle uitgegaan met hierdie wolk, hy het hulle deur die see gelei, hulle was in verbondenheid met Moses, hulle is in die wolk en in die see, nou hoor hulle woord wat hulle ken, gedoop, wat nie bestaan het by die Israeliete nie, daar was nie gedoop in die woestyn nie, daar was besny. Maar wat Paulus besig is om te doen is, hy gebruik woorde wat hulle help om verbande te lê, tussen daai mense lank gelede in die woestyn en hulle wat nou hier in hierdie stad van Korinthe is. Heeltemal uiteenlopende kontekste. Een is 'n woestyn, dis droog, mense kry swaar, hulle stap te voet, hulle het vee by hulle, hulle het klomp, hulle het al hulle mense by hulle, hulle swerf, hulle is half verdwaal daar in die woestyn, word gelei deur hierdie wolkkolom en die vuurkolom. Die mense in Korinthe lewe in 'n welvarende wêreldstad van die Romeinse Ryk. Waarskynlik gaan dit goed met hulle. Daar's baie geleenthede om geld te maak. Hulle is nie honger of dors nie. Hulle kry nie swaar nie. Hulle is in 'n gemeente waar hulle bly. Hulle is nie aan die swerf nie. Maar wat hulle in gemeen het is, hulle is ook gedoop. Hulle het ook die seën van die Here in hulle lewe ervaar. Hulle ervaar dat die Here deur sy Gees en deur die apostels ook besig is om hulle te lei op hulle lewensreis.
Hulle is ook op 'n reis, al bly hulle in die een stad. Hulle het ook ontvang uit die hand van die Here. Hulle het die nagmaal gevier saam met mekaar. Hulle het die brood geëet, hulle het die wyn gedrink. Dit verwys nie noodwendig na die nagmaal, hierdie woorde nie. Maar wat ons hoor is dat soos die Here gesorg het vir die Israeliete in die woestyn, so sorg hy vir die gemeente in Korinte. Hulle albei groepe baat by hierdie verbondsgod wat gesê het, ek sal julle God wees, ek sal vir julle sorg, ek sal getrou bly aan julle. Maar die ontstellende is dit wat ons lees in vers 5. Nogtans het God in die meeste van hulle, hierdie Israeliete, nie 'n behaag gehad nie. Hy was nie gelukkig met hulle nie, want hulle liggame is in die woestyn verstrooi. Hulle het nooit die beloofde land gehaal nie. En nou kan 'n mens dink, maar as die Here al sy geestelike seën oor hulle uitgestort het, as hulle in die wolk en in verbondenheid met Moses, soos hierdie mense in Korinte in verbondenheid met Christus gedoop is, as hulle so iets ervaar het in Moses, verbind aan die Here, sy leiding in hulle lewe ervaar het, hoe is dit moontlik dat hulle in die woestyn omgekom het? Dat hulle nooit die beloofde land gehaal het nie? Wat het hier gebeur? Vertel vir ons, Paulus. En dan sê Paulus, hierdie dinge het gebeur as 'n voorbeeld vir ons, wat later sou lewe, sodat ons nie na bose dinge sal hinker. Die 83 vertaling sê, deur sondige begeertes laat dryf word nie, soos hulle ook gehinker het nie. So wat ons ook in gemeen het, is dat in hulle was daar 'n hinkering. En ons in Korinte is daar ook 'n hinkering. Paulus ken dit in sy eie lewe. En hierdie hinkering word deur sondige begeertes gedryf. So Paulus help die gemeente in Korinte en sê, julle het baie kennis. Yes, julle het geen probleem nie, julle kan deelneem aan 'n klomp goed waaraan julle deelgeneem het as heidene. Nou is julle Christene, maar julle is bevry deur Jesus Christus. Julle staan, julle is uitgesorteer, trots op julle. Maar onthou wat hier gebeur het. Onthou wat hier gebeur het. Soos alles vir julle in plek was, so was dit waarskynlik vir hulle ook plek. Hulle het nie geëindig waar hulle moes geëindig het nie. Waarom nie? Dis 'n voorbeeld vir julle. Hulle het gehinker na bose dinge. Hulle is deur hulle sondige begeertes gedryf. En een daarvan is dat hulle gehinker het na vleis. Aanvanklik was dit van die vreemde mense wat saam met hulle getrek het uit Egipte uit, ook deel was van hierdie uittog, nie die Israeliete nie, maar van die ander mense, wat eers te begin smag het na die vleis. En uiteindelik lees ons in Numeri 11 hoe die Israeliete ook begin smag het na die vleis, en vies geraak het oor die manna, die brood wat hulle moet eet. Maar hierdie 4 voorbeelde lys Paulus dan van wat hier gebeur het met die Israeliete. Hy sê vir die mense in Korinte, moenie afgode dienaars wees nie, soos sommige van hulle in die woestyn nie. Daar staan immers geskrywe, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en opgestaan om te speel. Nou daai Hebreëse woord wat daar vertaal word, is mos nou hierdie groot mense nou soos kindertjies geword, en slangetjies en leertjies, en aan, wat het hulle gemaak? Wat gebeur is, terwyl Moses al op die berg was, en met die Here in gesprek was, en weggebly het vir die 40 dae, het die volk hieronder begin onrustig raak, hulle maal, dis al 40 dae, wat gaan aan, hoekom kry ons die leiding nie? En toe sê hulle vir Aaron, maak vir ons 'n God, dat ons weet, hier is dit. Dis nie 'n misterie nie, dis nie iewers in 'n wolk of 'n vuur, hier is die God wat ons aanbid. En toe hulle daai God beeld het hulle begin om fees te vier, te eet en te drink, en te dans om die, en wat daai woorde na verwys, daai Hebreëse woorde, is dat wanneer groot mense so begin partytjie hou, dan gaan dit oor in 'n gekoggel, in 'n uitdagende manier, dan begin dit die spot dryf, soos wat mense by 'n groot banket sal kry van die ou tydse clans, waar die klomp manne begin drink, en met mekaar, in hoe die ou mense gesê van lag en kom huil, van mense wat nog een oomblik speel, is daar vuislaanery die volgende oomblik. Opstand teenoor die Here, en dit het ons gesien in Eksodus 32. Die tweede wat hy vir hulle sê is, laat ons dan nie onsedelik optree, laat ons nie onsedelik optree, so sommige van hulle onsedelik opgetree het nie. Daar het op een dag 23.000 van daai Israelitiese mans gesterf. In Numeri 25 lees ons dat die volk Israel het verby die Midianiete getrek en die Moabiete, en hulle vrouens was mooi, en hulle het saam met die vrouens het hulle na die tempel toe gegaan. Daar kon hulle kos eet van die tempel, diens kry, lekker geëet daarso, nie manna en kwartels nie.
Maar deel van daai tempelaanbidding by Baal Peor, die Baal Peor god, is ook prostitusie. Tempelprostitusie, om die vrugbaarheid wat die god bring, om dit aan te wakker en aan te roep. En so het hierdie Israelitiese mans omgang gehad met daai Moabitiese en Midianitiese vroue. En toe die Here dit sien, het 23,000 van daai mense het omgekom daar, van daai mans. En nou gebruik Paulus dit om vir hierdie mense wat staan en wat vol kennis is, te sê, daai mense het ook 'n klomp goed gehad wat vir hulle tel. Die Here was teenaan by hulle. Dit het nie verhoed dat hulle deel geraak het van daai tempelprostitusie en die aanbidding van daai Baal Peor god nie. Nog 'n voorbeeld, vers 9. Laat ons nie vir Christus beproef, so sommige van hulle hom beproef het nie. Hulle is deur slange doodgemaak. Die volk het in opstand gekom, hulle was vies omdat hulle so lank in die woestyn trek, in Numeri 21. Hulle het begin murmureer teenoor Moses, toe Moses het vir die Here gaan sê, toe sê die Here, maar hulle kla nie oor jou nie, hulle kla oor my, dis ek wat hulle hier gekry het. En toe stuur die Here slange onder die klomp in, en toe hulle begin gepik raak en doodgaan, toe roep hulle tot Moses, maar Moses help ons, en hy gaan na die Here toe, en die Here sê vir hom, maak 'n koperslang, sit dit op 'n paal, en as hulle glo dat ek hulle God is, en dat jy hulle leier is, en jy vir hulle sê, kyk na die slang, en dan sal jy hulle bly lewe, en hulle doen dit, dan sal hulle bly lewe. Paulus sê vir hierdie gemeente in Korinte, leer uit dit wat in die verlede gebeur het met mense. Mense wat gedink het hulle staan, wat gedink het dat hulle op 'n punt kan kom waar hulle vir die Here kan sê, maar ons is nie tevrede nie. Ons hou nie van hoe jy ons lei nie. Ons hou nie van hierdie omstandighede waarin ons is nie. En 'n mens nou sin 'n klomp dinge kon sê oor, moet die Here dan so teenoor hulle optree. Maar dis 'n wekroep vir ons om te sê, maar wie is God? En wie is ek? Waar kom ek vandaan? Hulle kom uit Egipte uit slawerny uit. Die Here is besig met 'n plan met hulle. Die feit dat hulle te lank in die woestyn geswerf het, was hulle ongehoorsaamheid. Dit was nie die plan wat die Here gehad het nie, maar uiteindelik het hy besluit, dan moet hy maar so met hulle werk. En dan die laaste voorbeeld in vers 10, waar hy sê, en moenie mor, moenie kla, murmureer, so sommige van hulle gemor het nie. Hulle is deur die vernietiger uitgedelg. In Numeri 16 kry ons dit waar paar van die leiers uit die volk uit begin dink het, maar miskien is hulle beter leiers as Moses en Aaron. En uiteindelik as die Here dan, want die Here het vir Moses en Aaron aangewys. En dan gebruik die Here daai geleentheid om weer opnuut te bevestig dat Moses en Aaron sy verkose leiers is. En daai klomp wat in opstand gekom het teen hulle, word dan ook uitgewis, verdelg, vernietig. So dis geweldige, radikale uitkomste wat kom uit hierdie optrede van Israel. In vers 11 sê Paulus dan vir die gemeente in Korinte, dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Daarom moet hy wat dink dat hy staan, oppas dat hy nie val nie. En dit is 'n voorbeeld in 'n waarskuwing. Ons het nou weer die Korintiërs, ons het nie bewyse daarvan dat hulle geval het omdat hulle gedink het hulle staan nie. Dalk het hulle Paulus se woorde ter harte geneem. En 'n bietjie meer gedink oor, is hulle so in beheer van hulle situasie soos hulle dink hulle is? Het hulle genoeg kennis dat hulle amper op hulle eie, sonder afhanklikheid van die Here, deel kan hê aan hierdie afgodsgebruike rondom hulle, in die gemeenskap om hulle, en oortuig te wees dat dit sal geen effek op hulle hê nie. En dit sou so kon wees. En Paulus gee dit hulle toe, dat dit werklik so kan wees, dat in hulle vryheid in Christus, dat hulle so na aan hierdie goed kan kom, sonder dat daai goed hulle beïnvloed. Paulus sê dit heeltemal moontlik. Maar jy's nie alleen nie. Jy's deel van 'n gemeenskap van gelowiges. En al sou dit nie effek op jou hê nie, vra wat is die effek hiervan op die mense wat om jou is? Ek nou die aand toe, was ek en Marita daar op Vrydag aand hier onder by die nuwe skou of die landbousaal. En dit is 'n lieflike dans van die graad R's. Maar daar is ook 'n kroeg. So ons dans nou lekker en ek gaan kry ook goed daar by die toonbank. En die opset is lekker, dit werk goed. En jy kry 2 jong vroue wat nou half retireer toe ek by die toonbank kom.
En dis nie omdat hulle my daar sien nie, dis omdat hulle weet nie hoe ek oor hulle gaan dink as ek hulle daar sien nie. So dis vir my eintlik so mooi dat hulle dadelik gedink het aan wat 'n boodskap gaan hier uit as hulle by die kroegtoemank staan. Maar dis al plek waar jy enigiets kan kry om te drink. So daarmee jy gaan staan of jy nou koeldrank koop of wat jy wil koop. Maar ek dink dis wat Paulus vir ons vra, dat wanneer ons by plekke is in hierdie lewe, dat ons net heeltyd sal onthou, hier's ander mense ook. En al drink daai een harder as ek wat hier kom staan, die dominee wat nou by die toonbank staan en ook iets bestel. En baie keer is mos nou 'n glas aan weet hulle mos nee, ek kan 'n Coke bestel, maar wat saam met die Coke kan. Ek kan mos ook iets drink. Maar waar ek drink, wat ek doen. Op 'n stadium was ek deel van die CAD gewees hier in die dorp gewees. Ek het net geweet ek kan eintlik nou niks drink nie. Want hoe kan ek 'n bier drink by 'n braai of iets terwyl die CAD ouens hier saam met my is? Ons het rugby gespeel in Moreesburg, nou kom hulle in, nou vra hulle wat wil julle drink? Dis my eerste wedstryd, ek sê 'n Fanta. 3 ouens sê ook, hulle soek ook 'n koeldrank. Toe na die tyd hoor ek maar, daar word nooit koeldrank bestel hier nie. Dis net bier altyd. En een van die ouens het 'n probleem met alkohol gehad. Ons is nie alleen hier nie. Ons is tussen mekaar. Ons beïnvloed mekaar. Die goed wat ons kyk, die goed wat ons doen. En natuurlik is daar vryheid in Christus. Die Gees is by ons. Ons kan as kinders van die Here enige plek in die wêreld gaan, dit behoort aan die Here. En ons gaan dalk ongedeerd deur al daai plekke. Maar ons moet heeltyd vra, want ons is ons broer se wagter. Ons is ons suster se oppasser. Moet ek hier wees? Is dit waarmee ek besig kan wees? Broers, ek wil nie julle moet oomkundig wees nie. Ons voorouers was almal onder die wolk. Almal het deur die see gegaan. Hulle het al hierdie dinge van die Here ervaar, die verbondenheid met Moses. Hulle is almal in die wolk en in die see gedoop. Ons in Christus. Almal het dieselfde geestelike kos geëet. Almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat hulle gevolg het, en die rots was Christus. Christus was by hulle soos hy by ons is, soos hy by ons is. Dis nie 'n waarborg dat jy gaan bly staan nie. En veral nie as jy dink jy gaan staan waar ander kan val nie. Ek weet toe ek die eerste keer begin drink, ek het nie gedrink nie, maar die eerste keer toe ek alkohol gebruik het ek net geweet mense kan alkoholiste raak. Ek was angsbevange dat ek een is. Dat dit met my kan gebeur. Ons moenie dink dat ons kan bly staan waar ander geval het nie. En dis nie om ons bang te maak nie. Ons moet lewe. Ons moet in die lewe uitgaan en die lewe gaan leef. Maar die voorbeelde wat Paulus uit die Israeliese lewe uithaal, is die van afgodsdiens, die van waar jy oorgee aan jou eie begeertes, jy wil jou drange, julle weet dit, julle weet wat dit is. En daarvoor moet ek oppas. Oppas vir my drange. Oppas vir afgodsdiens. Ons het nie tempels hier rondom ons nie, maar daar's baie afgode in hierdie wêreld om ons. Dinge wat ons wil in beslag neem, wat ons alles wil beloof, wat net die Here vir ons kan gee. Wat Paulus sê is, wees bewus. Pas op. Maar daarmee saam met vers 13 gee hierdie wonderlike versekering. Geen versoeking het oor julle gekom, behalwe 'n menslike een. Dis vir 'n mens moontlik om deur hierdie versoekings te gaan. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle vermoë versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook uitkoms gee, sodat julle dit kan verduur. Ons hoef nie bang te wees vir die lewe. Ons hoef nie bang te wees dat die duiwel vir ons in die hande gaan kry as ons iewers kom of iewers gaan. Wees vrymoedig, gaan saam met mense, neem deel in die lewe. Maar weet jy het 'n verantwoordelikheid. Want jy is saam met die Here. Jy's nie op jou eie nie. Jy staan nie op jou eie voete met jou eie kennis nie. Jy's afhanklik van hom. In vers 31 sluit Paulus hierdie gesprek oor die offervleis af as hy sê, of julle dan eet of julle drink of enigiets anders doen, doen alles tot eer van God. Julle moenie vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God 'n struikelblok wees nie. Net soos ek ook probeer om alle mense in alle opsigte in ag te neem en om nie my eie voordeel nie, maar die van die meerderheid na te streef sodat hulle verlos mag word. Sodat hulle verlos mag word.
Iemand skryf in die Bybel vir die lewe 24/7 dat mens hierdie 6 vrae vir jouself kan vra. Is dit waaroor ek moet besluit goed? Is dit opbouend? Is dit tot eer van die Here? Sal dit ander laat struikel of aanstoot gee? Volg ek Jesus se voorbeeld hierin? Het ek vrede in my hart of bly ek twyfel? Wat sê my gewete? Uiteindelik gaan dit daaroor dat ons self heeltyd in hierdie intieme verbondsverhouding met die Here bly. Dat ek my hele lewe laat rig deur my verhouding met God en nie ander dinge nie. Wanneer ek naby aan die Here bly en die Here beloof hy bly in my, dan sal ek reg kies. Dan sal ek reg antwoord op hierdie 6 vrae. 1 Korintiërs 9 vers 19-23 sê Paulus, hoewel ek vry is en van niemand afhanklik nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Dit alles doen ek ter wille van die evangelie, sodat ek aan die vrug daarvan deel kan hê. Hoewel ek vry is, van niemand afhanklik is nie, het ek my aan almal diensbaar gestel om soveel mense as moontlik vir Christus te wen. Ek is my broer se oppasser, my suster se wagter. As ons vanoggend luister na die geloofsbelijdenis, dan wil ek die een van Nicea vir ons lees. Dis presies 1700 jaar oud, hierdie geloofsbelijdenis. Dis die oudste ekumeniese geloofsbelijdenis in die wêreld. Toe hierdie geloofsbelijdenis geskryf is, was die kerk nog een kerk. Baie jaar later het hy gesplit in die Westerse kerk en die Oosterse kerk, Grieks-Orthodoks, Russies-Orthodoks, Rooms-Katolieke kerk. In die Reformatie het die Rooms-Katolieke kerk nog verder verdeel. Ons het die hartseer nuus in die week gekry dat die NG Kerk in Namibië het uitgetree uit die algemene synodale verband. So ons in die NG Kerk in Namibië is nie meer deel van dieselfde kerk van die NG Kerk. Ons het dieselfde naam, maar ons nog baie NG Kerke in die wêreld. Maar in 1962 het al die synodes wat Afrikaans praat in Suid-Afrika een kerk gemaak, die algemene synode. En Namibië het van 2022 af gesê hulle gaan uittreë en nou het hulle in hierdie week lekker reën gehad en uitgetree uit die algemene synodale verband. So skielik is ons nie meer een kerkie, ons is nou 2 kerke, soos ons in die VG Kerk of die NG Kerk in Afrika. Maar hierdie belydenis is 'n belydenis wat almal van ons as Christene in gemeen het. En ek lees dit graag vir ons. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons mense in ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en hy is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Baie dieselfde as die apostoliese geloofsbelijdenis, maar 'n bietjie langer, maar 'n besonderse geskrif wat juis opgestel is in 'n tyd toe Arius was 'n biskop gewees in die noorde van Afrika en hy begin twyfel daaraan of Jesus regtig die seun van God is, of hy God self is en nie net 'n baie besonderse mens wat die Here gegee het nie. En hierdie belydenis is geskryf as hy nee, Jesus is God self, nie net 'n besonderse mens nie. Hij zal me
ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.